Die Vryheidsfront Plus het in reaksie op die indien van die Gautengse begroting vir 2025-26 in die wetgewer dit duidelik gestel dat die begroting ook voorsiening moet maak vir dienste en hulp aan minderhede in die provinsie. Volgens die party is dit noodsaaklik dat die begroting billik verdeel word om ook voorsiening te maak vir arm wites en bruines en wie se behoeftes dikwels geïgnoreer word. Ek sluit nou aan by advokaat Anton Alberts, lid van die Gautengse wetgewer van die Vryheidsfront Plus. Goeiemôre advokaat. Goeiemôre Susan. Anton, waarom voel die Vryheidsfront Plus dat die huidige begroting nie voldoende voorsiening maak vir minderheidsgemeenskappe nie? Wel die begrotings word gewoonlik beplan rondom die ANC se eie kieserskorps en afdelings. En daarom gaan die meeste van die fondse as dit reg gespandeer word in swart gebiede en in die gebiede waar die ANC weet hy kan wel kiesers motiveer om vir hulle weer te stem in die verkiesings wat kom. Ongelukkig is dit ook dan so dat die minderhede, veral arm wites en bruin mense en bruin gemeenskappe dan nie die deel aan enige van die befondsing wat verskaf word op verskeie wyse nie. En ons wil LER Mahile uitdaag, asook die premier, as hulle sê hulle is besig om pro-arm en inklusiewe beleid daar te stel, as ook dan enige befondsing gegrond op daardie beleid, om dan ook aandag te gee aan hierdie gemeenskappe of hierdie minderheidsgemeenskappe wat wel dan nie deel in die befondsing nie. Die Township Ekonomiese Ontwikkelingswet, wat behels dit en is daar enige van daardie voordele wat ook by arme minderhede kan uitkom? Ja, is eintlik 'n baie interessante provinsiale stuk wetgewing wat geskep is om in veral arm gebiede soos townships en ander informele nedersettings entrepreneurs te help om vir hulle self werk te skep. Met ander woorde, dit is nie daar gestel om net hulp te wees vir armes bloot deur die uitdeel van befondsing of ander hulp nie, maar om entrepreneurs te ontwikkel. Nou ons weet ook daar's baie arm gebiede in Gauteng waar blankes woon as ook bruin mense. Maar daardie befondsing kom wel nie by hulle uit nie. En ons gaan 'n ultimatum stel aan die provinsiale regering om te sorg dat daardie gemeenskappe ook dan die geleentheid kry en dat die entrepreneurs wat daar woon dan ook in aanmerking kom vir lenings en toelaas om hulle eie besighede te ontwikkel. Wat was die LER se reaksie op die party se versoek om te vergader juis oor hierdie hulpmiddele? LER Mahile was baie positief geweest. Ons het al 'n paar keer met hom geskakel in verband met verskeie aspekte van ekonomiese beplanning in Gauteng. En ons het 'n afspraak by hom gereël om hierdie sake te bespreek. En dit is die voorwaardes wat ons aan hom gaan stel. Indien hy sou wou hê ons die begroting steun. As jy kyk na departemente van onderwys en infrastruktuurontwikkeling, onderskeidelik is, moet daar ook natuurlik gekyk word na groei, na die bou van genoeg openbare skole. Waar staan die begroting ten opsigte van dit? Daar word elke jaar heelwat begroting gegee vir die skep van skole infrastruktuur, maar nou word die bou van nuwe skole, die herstel van bestaande skole, asook die uitbreiding van bestaande skole deur die bou van klaskamers en so meer. Maar daardie befondsing word ook net geoormerk in die sogenaamde swart gebiede. En dan sien dit dat daar werklik skole gebou word in areas waar die bruin gemeenskap byvoorbeeld is nie. Maar die een probleem wat natuurlik plaasvind, of die een effek daarvan, indien daar nie genoeg skole gebou word, waar daar baie droë druk areas is vir die bou van hierdie of die behoeftes van die skole nie, is dat daar dan druk geplaas word op bestaande Afrikaanse skole om leerders toe te laat. Maar daardie skole is gewoonlik al reeds oorvol en kan nie nog leerders inneem nie, ten spyte van die politieke druk, wat natuurlik ook 'n politieke motivering het. Maar indien daar by die behoeftige areas wel genoeg skole gebou word, dan sal dit die druk vir die Afrikaanse skole en ander nie-Engels sprekende skole afhaal om leerders onnodiglik in te neem. Anton, maak die begroting voorsiening vir gemeenskapsveiligheid veral in landelike gebiede vir die boere? Die Suid-Afrikaanse Polisiediens probeer wel, ek sal nie sê hulle probeer hulle bes nie, maar hulle probeer wel
veiligheid verseker in landelike gebiede, maar hulle is nie goed befonds in die eerste plek nie en daar is nie genoeg steun, politieke steun vir hulle nie. Gewoonlik is die landelike areas afgeskeep. En daarom wil ons daar ook 'n fokus daarop plaas dat die begroting in Gauteng vir gemeenskapsveiligheid dan ook geoormerk word om in daai landelike areas aangewend te word om die polisiediens by te staan, maar ook die skep van volhoubare strukture waar die landelike gemeenskap en die polisie kan saamwerk om hulle self te beveilig. Net laastens, Anton, daar's heelwat voorstelle wat gemaak is deur die Vryheidsfront Plus vir die begroting om groter toegang te gee vir minderhede. Is daar 'n tydlyn vir antwoorde of vir terugvoer oor hierdie versoeke? Ja, ons moet in hierdie week of vroeg volgende week vergader met die LER Mayele in die verband. Die begroting is ingedien Dinsdagoggend en volgende Dinsdag gaan daar gestem moet word vir die begroting. So ons sal spoedig antwoorde in die verband moet kry, maar ons het al reeds afsprake gereël en ons is baie positief dat ons wel in die verband iets sal regkry sodat hierdie begroting dan werklik waar inklusief is en natuurlik ook dan Afrikaner en blanke en bruin gemeenskappe sal insluit en dat hulle wel die voordeel sal sien van die belasting wat betaal word. Advokaat Anton Alberts, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons sal dan weer op 'n volgende geleentheid met jou skakel om terugvoer te kry daaroor. Baie dankie dat jy met ons gesels het vandag. Mooi dag. Dankie Susan. Dis advokaat Anton Alberts, hy's lid van die Gautengse wetgewer van die Vryheidsfront Plus.